Hey, welkom. Ek is Johnny en hierdie is my lewe. Wel, dis nie reg my lewe nie, dis TJ's video rental en electronic consultation en ek werk hierso. Maar nie meer vir lank nie. Volgende gaan ek op 'n stage staan. The world's a stage, het my Engels onderwyser een keer gesê en dis die stage waarop ek gaan wees. Ek en my band. Ons kom al 'n lang pad saam. Ek en Benny was saam op skool en ons was reg oor aan die college wat Dwayne en Egmond hulle N4 gedoen het. Ek sien frontman en is my liedjies, maar ons werk as 'n unit saam. Egmond speel bass. Hy probeer al so lank vir ons 'n tequila sponsorship kry, maar hy het nog nie reg gekom nie. Ons het Dwayne. Hy dink hy's 'n reïnkarnasie van Geronimo of iets. Sy dokter sê hy is okay, maar ek dink hy's 'n parool-offisier stem saam. Benny is off die ladies man. Hy sê as hy sy overdrive pedal trap is dit net seks. Ons het Lucia, hy's ons manager. Jy weet, hy ken die besigheid. Hy ken van retail, distribution, al die dinge. Sê hy gaan ons eendag die big time was. En dis dit, Johnny en die Myers. Dis Charmaine. Dis my baby. Ons gaan alvast aan het 6 af uit. En volgende, as ek het gemaak het, gaan ek al Londen toe vat. Net betyds so Glastonbury. Ja, die manche mag verreis te vat persoon. Parijs? Ja, ek skiem so, jy weet, vir chicks, meer romanties en shit. En Jim Morrison is al begrawe, en kan ek uiteindelik sy graf gaan uitcheck. Dis die minste wat ek vir haar kan doen, man. Jy weet, sy is inspirasie vir al my liedjies. So'n raar is haar nie 'n band nie, geen trips Parijs toe nie. Anyway, dis my familie, die band en Charmaine. Ons is soos broers. Ek en die band is soos broers. Nee, ek en Charmaine nie. Maar ons is ook tyd. Ek kan nie altyd dieselfde sê vir my regte familie nie. Ons beklei, maak vrede, gaan op vakansies by die see, ry saam, stry saam, braai. Toe ek klein was het my pa gedink ek gaan 'n dokter word. Maar deesdae laat my sussie die aan my dink ek is die posman se kind. My ma is cool. Sy was selfs okay met die hele opskop ding. Sy was joelkoningin op universiteit gewees. Sy het altyd nog gedink my pa is 'n ster. Hy het ook in 'n band gespeel en alles. Maar intussen het hy seriously aan cool geraak. Sy weet dat ek mors my tyd met hierdie band ding. Ek gaan nog eendag sien wat dit beteken om van onder af te moet begin. Maar hy verstaan nie, man. In sy tyd was dit heavy anders te gewees. Jy weet, daar was nie bands nie. Enige cool bands nie. Veral nie in Suid-Afrika nie. Veral nie in Afrikaans nie. Volksspele, boeremusiek en leuns. Dit is stapelvoedsel vir die Afrikaanse jeug van die 60s en 70s. Oor die radio kan jy kies tussen soetsappige ballades, tranetrekkers en gemoedelike volksmusiek. Die Briels, Guy Korsten, Minshaw en Groep 2 is die supersterre van hierdie era. Die wêreld is nog 'n groot plek en terwyl 'n kulturele revolusie plaasvind elders, is Afrikaans nog baie veilig in sy nessie. Die 60s moes seker cool gewees het in Amerika, maar dit was seker verskriklik hondkakkies. Ek weet nie wat in die 60s gebeur het, die fucking Groep 2. Die pannenboek van op zijn netje nooi en die vlee, maar op zit kers kon hij nergens krijgen. Die 60ers was 'n era van naïwiteit. Jy het goed gehad soos die Briels, wat gepraat het van 'n regte buis en 'n rou Afrikaner wees. In my kop is Guy Korsten omtrent die beste kunstenaar wat uit die 60s uitgekom het. Boeremusiek, uittoggie. In the 60s, boeremusiek was the #1 selling genre van hy tyd. Boeremusiek. Die kerk het ook 'n groot druk geplaas op jong mense. En Afrikaanse musiek het net iets te sê gehad van volk en vaderland, 'n nalatenskap van FHK. In 1929 stig die Afrikaner Broederbond die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings om Afrikaans, wat maar 4 jaar tevore amptelike status gekry het, te bevorder. In 1937 publiseer hulle die eerste FHK-bundel, vol lekker singliedjies soos Simbamba en Al die veld is vrolik. Ek dink daai nalatenskap het nog steeds deurgesyfer in die 60s en 70s. Ek was ook in daai tyd 'n jonge heer gewees en ek sou sterf in my graf dat ek vereenselwig moes wees met daai, maar ons het niks anders gehad nie. So het ek maar jy is my liefling en my klein witte duifie en gehaidie en gejodel en wat have you, en ons het ons sterre gehad na wie ons opgesien het. Ek dink dat
die Afrikaanse musiek van daai tyd ook nie reg iets te sê gehad het vir die jeug nie. Dis die musiek wat ek of my maatjies kon tot relate nie. In die 1960s en 70s was consumerism baie belangrik. Met verstedeliking het internasionale modes en tendense baie belangriker geword en mense het begin om, die jeug het in elk geval begin om meer na internasionale musiek te luister. In die vroeë 60s tref Beatlemania Amerika en die res van die wêreld. Kort op hul hakke is bands soos die Rolling Stones, The Who en The Doors. Hulle vat musiek op 'n wilde trip waarvan dit tot vandag toe nie kan of wil herstel nie. Die jeug soveel eerder daarna geluister het as na die Afrikaanse musiek wat nog steeds trots en gebiedend was. Daar was nie so 'n ding soos Afrikaanse musiek nie, rock and roll of enige ding met 'n lekker beat of 'n ritme nie. Die Afrikaanse musiek wat toe beskikbaar was het nie regtig tred gehou met wat internasionaal aan die gang was. Ek dink daar was dalk pogings waarvan ek seker maar net nie weet nie. 'n Paar Engelse bands bring wel rock and roll Suid-Afrika toe en een van die gewildstes is The Bats. Hulle grootste hit is egter in Afrikaans en word deur baie mense gesien as die heel eerste Afrikaanse rocksong. Kyk, hulle is bekend vir Fatom Dawie, maar hulle is almal ook Engelssprekende ouetjies en ek dink miskien net een of twee goed geskryf in Afrikaans, soort van as amper soort van 'n foefie tipe liedjies wat hulle treffers gehad het. Suid-Afrikaanse musiek was nogals redelik suiwer geweest tot hierso omtrent die middel 60er jare. In die 70s en vandag nog is vertalings van oorseese treffers baie gewild in Afrikaans. Van Sade Mare tot Maya Hi word Europese wysies gebruik om plaaslike treffers te skryf. Die 70er jare sou ek beskou as die opera jare. Die mense wat die meeste verkoop het was jou Minshaws, jou Guy Korstens. Dit was toe die Afrikaner gedink het hulle is deel van Europa. Dit gaan gepaard met die moerse boom, die geld wat mense uit apartheid uitgemaak het in die 70er jare. Baie grandiose, baie over the top. In die 60s en 70s word honderde Afrikaanse films gemaak en sangers soos Guy Korstens speel gereeld hoofrolle. Maar die filmbedryf ontdek ook 'n nuwe jongster wanneer Sonja Herald Ek verlang na jou in die fliek Somer sing. So dit is so dat 'n rolprent kan jou absoluut op die map plaas. Want ek het begin met Ek verlang na jou en dit was al klaar 'n ander liedjie. Ek dink Ek verlang na jou het 'n nuwe era in Afrikaanse musiek, al moet ek dit self sê en ek is baie dankbaar daaroor. Begin as kommersialiteit en as 'n lied wat uit eie bodem uitwerk. En dit was pop. Ja, daai tyd het jy nie 'n keuse gehad nie. Jy het gemaak soos jou oupa en jou ma en jou ouma vir jou vertel. Jy was oordentlik, jy het jou hare gesny, jy het jou das gedra, jy het kerk toe gegaan. Jy was net blootgestel aan daai soort van pragtige musiek. Ek weet Afrikaans was groot. Dit was altyd groot geweest, moenie daai fout maak nie. Dit was net Afrikaans was nie groot op nuwe goed nie.